his kingdom, natuurlik Matthew 6 vers 33, seek first the kingdom of God and everything else will be added unto you, in case jy nog nie geweet het wat in daai skrif staan nie. Ek is Nadia Olivier. En ek is DJ Olivier. Ja, en ons gesels graag oor ons podcast, gaan graag oor alles aangaande die lewe, geloof, uitdagings, familie, die huwelik, en vanaand is juist een van daai aande waar ons bietjie gaan gesels oor die huwelik. Dis nou mos 'n lekker topic. So, as jy nou nog nie het nie, pause hierso, en dan gaan kry jy jou koppie boere troos. Ek nog hierdie gaan 'n gesprek wees. Ja, jy dalk brandewyn nodig. Nee, ons glo nie in brandewyn nie. Nee, boere troos, koffie. Ons glo in Vitamine C, kafeïen. Ja, baie daarvan. Of Vitamine K, kafeïen, Vitamin C as jy Engels is, Ja, kafeïen. I live for caffeine. O ja nee, ek ook en Jesus. Kafeïen en Jesus. 5 Red Bulls 'n dag, 2 koppies koffie en 3 Nee, sachets dit is BioPlus. horrible. Nee, jy kan nie Gets me going. jy kan nie sulke goed promote nie. Ja, Moenie daarna luister moet nie. dit Dit nie is doen nie. horrible. Asseblief nie daarna luister. Ja, nee. BioPlus kan jy nog doen. So een okay. 30 minute. Oh my man, okay. In elk geval, dalk moet ons bietjie gaan gesels oor deliverance. Dalk moet ons net uitbeeld hoe doen mense. Hierdie is 'n huwelik. Ja, hierdie Verstaan jy? Wat jy sê, soos hulle vra as jy gelukkig getroud, ek sê ek is getroud, sy's gelukkig. Ek sê ja vir 14 jaar, maar dit voel soos 6 minute Onder water. onder water. Dis 'n ou joke. Ek moet vir jou sê, ek is al 'n jaar gelukkig getroud. ons is hierdie jaar 14 jaar, nee, 15. 15 jaar getroud. 15 Maar jaar. Maar moenie dit vergeet. ek is net 8 maande gelukkig getroud. Dit is ons eerste huwelikstip. Die laaste Moenie die hoeveelheid tyd wat jy al getroud is vergeet nie. kry nie. Veral nie publiek voor mense en so aan nie. nie. Ja. Dit voel ek tel in 100 jaar. Wel. 14, 21. Ja. Tenminste kan jy tel. Ek kan net rotwel. Ja. Ek gaan net daai joke vertel. Okay, ek weet nie wat hier aangaan nie. Wat gaan hier aan? Waar is ons in hierdie gesprek? Nee, ek speel Ek is reg en jy is verkeerd. Ek speel sommer net. Hoorie sommer, dankie dat jy na ons luister. Indien hierdie podcast vir jou enigstens iets beteken en jy geniet dit en jy vind waarde, jy baat waarde uit ons gesprekke en ons onderhoude en die getuienisse wat deur hierdie kanaal kom, asseblief like die post wanneer jy hom kry. Ek weet nie, like alles, share alles, subscribe op alles, follow alles. Ons vat donasies. Ek moet net my bankbesonderhede uitkry. Nee, maar op 'n ernstige noot, hoe meer mense subscribe en hoe meer mense like en share, hoe meer tel die algoritme dit op en dan word die content actually deur YouTube asook Facebook gepromote, of voorgestel. So iemand kan dalk search huwelik, nee? En dan tel die algoritme ons content op. So dit help ons baie. So wat ons hier sê, moet ons die waarheid vertel. Altyd die waarheid. Altyd die waarheid. Okay. As jy glo in Jesus, is waarheid die hoogste prioriteit. En dis eintlik vir baie min mense besef wat die implikasie is daarvan om te sê kies waarheid bo alles, want ons is geneig om eintlik te kies wat lekker voel. Eerder as wat waar is. En ek onthou so 8 jaar terug. Ek onthou daarom tot gister. Ja, ek onthou 8 jaar terug, toe ry ek terug van Nelspruit af. En ek en jy het lekker gefight as ek en my pa gewerk het op die pad. Dit was nie gefight nie. Ja, maar dit was die eerste 8 jaar van ons huwelik. Ja, ons van is Olivier. Dit was die eerste 8 jaar gefight van ons huwelik. Ons het daarom nou verby dit. Maar ek wil net sê ons van is Olivier en dis olie op die vuur. Dit is soos olie op die vuur. So, maar olie op 'n vuur brand nie regtig nie, ek het dit al gepraat. Maar ek het daai dag besluit, want ek en jy het so 'n bietjie geargumenteer en ek het net besluit daai dag ek gaan nie meer vir jou jok nie. En ek dink dis die beste advies wat ek myself ooit kon gee.
Want ek dink, daar's nie 'n verskil tussen 'n groot leuen en 'n klein leuen nie. 'n Klein leuen moet jy die hele tyd oor en oor vertel. En hy las bietjie by en op 'n stadium dan is hy 'n massive leuen. My pa het altyd van kwaad geraak en vir my gesê, want dan soos ons byvoorbeeld en ry ons in warm bad en dan stop ek. En dan moet ons gou gestop om iets te kry om te eet. En dan bel jy my, dan vra jy vir my waar is jy? Dan sê ek vir jou, ek's in warm bad. Dan sê hy, maar hoekom sê jy vir jou vrou waar ons is? Dan sê ek, want as iets ooit met ons gebeur, wat gebeur die laaste ding wat ek vir jou gesê het nie, ek was in Nelspruit en ek was al klaar in warm bad. Dan dink ek my hele lewe saam met jou was 'n leuen. So jy het seker 'n familie iewers anders soos jou oupa. Ja, so ek wil dit nooit ooit. Ja, nou toe ek hulle nuuskierig. Vertel vir ons wat het gebeur met jou oupa. O ja, nee, dis 'n gesprek. Dis nou 'n gesprek oor hoe huwelik nie werk. Daai is 'n 9 episode podcast. Dis 'n podcast per persoon in daai huwelik. Ja, nee. Ja, maar sê net in kort. Ja, oupa het 2 families gehad. Een in een dorp en een in 'n ander dorp. Ja, so my oupa in die 60s, ja, het hy 'n familie gehad in Johannesburg en 'n familie gehad in Witbank. Is dit dieselfde oupa wat wakker geword het in die molk? Ja, daai is dieselfde een. Geen wonder hy het wakker geword in die molk nie. So, ja, ek moes net gister. Dis eintlik skreersnop. Ja, maar ek weet nie of julle daarvan weet nie, maar in die ou dae, as mense dood gegaan het, het hulle klokkies in hulle vasgemaak. So as hulle nog onder grond was, dan kon hulle die klokkie lui. Ek weet net nie wie hoor om 6 voet nie. Nee, dis 9 voet. Hoekom dink jy hy wakker? Nee, ek weet nie. Nou het jy met die vrouens op verwens. Okay, ek is oor my oomblik, is baie moeilik vir my op te lag. Want as jy my keer dan weet jy, as ek so lag val, so en hou dit nie op nie. Ons praat oor die huwelik. Ons praat oor die huwelik, dis nou, ons moet professioneel wees, hierdie is 'n professionele. Wat is reël 1 van die huwelik? Moenie lief nie. Nee, okay. Kom ons begin so. Nou, wat is een van die beste tips wat ons al vir mekaar gegee het in ons huwelik? Dit begin met, moenie vir my dink nie. Ja, dit en dan lei dit na glo die beste. Want as jy vir iemand dink, veral in die konteks van 'n argument, nee. Dan dink jy, jo. Dan dink jy allerhande leuns. Ek het al baie keer my goed gevat en pak dit klaar in die kar en alles en dan sê sy my, "Waartoe gaan jy?" En sy kom my kop in die klap vir my gesê, "Vat jou goed en waai." En sê maar, "Dis glad nie wat jy gesê het nie." Sê ek, "Maar ek seker daarvan ek het dit gehoor." Ek is besig nog om te recover. As ek my lag so moet sluk is vir my baie swaar. Ek is my hoofpyn. Kyk, ek dink die beste advies is ons het altyd geglo ons moenie kwaad gaan slaap nie. Maar daai is 'n leuen. Want jy kan nie sê dis 'n leuen nie, dit staan in die Bybel. Okay, wel. Okay, ek dalk moenie so kwaad gaan slaap nie, maar ek nie. Dit maak net baie erg. Maar nou fight jy nou al 'n rukkie, nê? En nou bly gewoonlik wanneer mense nou vir 'n rukkie lank stil bly, nou is jy besig om jou brein te contemplate wat jy gaan sê. So dan bly jy vir 10 minute stil en dan iewes skielik lash jy weer uit. En ons is, waar kom dit nou vandaan? So ons het nou toe geleer, gaan klim liewerste in die bed. Ek is lief vir jou. Ja, ek weet jy is lief vir my. En dan draai jy nou maar om en ek draai om en dan word ons môreoggend wakker. Ja, soms is die antwoord nie om nou verder met mekaar te praat nie, want of jy is moeg of jy is baie emosioneel en daar is nie nou 'n rede nie. Ouens, dit is so eenvoudig soos as jy emosioneel onstabiel is want jy is baie kwaad vir iemand of jy is baie hartseer, jy is baie seer gemaak. Jy is net emosioneel, okay? Nie rustig nie, okay? Dan kan jy nie redelik dink nie. Dit vat, jy kan, ek meen dit is moontlik, maar dis moeilik om redelik te wees wanneer jy oor-emosioneel is. So partykeer is die antwoord nie, moenie kwaad gaan slaap nie. Die antwoord is gaan slaap en môreoggend as jy nou reg is, dan maak jy op. Maar dis belangrik om wel op te maak en nie kwaad te bly vir daai lank nie, maar ek wil net noem nie. Daai skrif en die mens moet hom eintlik in konteks gaan lees, want ons het hom nou half uit konteks en ek het hom so lanklaas gelees. Ek dink dit staan in Jakobus, ek is nie seker nie, maar in elk geval,
Mense moet eintlik mooi gaan kyk wat bedoel word met daai skrif, want as ek dit reg onthou, beteken daai skrif nie alles moet gaan uitgesort wees voordat die son sak en jy gaan slaap nie. Maar dit beteken, dit praat eerder van 'n gesindheid teenoor jou broer of teenoor jou suster of jou huwelikspartner of teenoor jou neighbor, whatever, nou. Jou gesindheid van jou hart moenie wees dat jy aan woede vashou nie. So dit kommunikeer eintlik 'n principle. En nie noodwendig 'n command van hoor hierso jy mag nou nie gaan slaap nie, want Ja, ek dink in jou hart moet jy vir jouself sê, okay, jy is nog kwaad, jy bereik 'n punt in jou lewe waar jy moet groot word, nê, en jy moet die moeilike dinge kan doen. En dan as jy voor jy nou gaan slaap, jy is nog seer gemaak, want onthou woede kom ons maar eintlik altyd uit 'n plek van seer uit. Het jy nie nou gesê dis passie? Dis passie. So passie. Jy raak passief vol kwaad vir my as jy my met iets gooi. Ja, gegooi jy nou. O nee, sorry. Liggie. Maar ja, ek wou nou iets gesê het, ek het nou vergeet, maar dit is ek het nou my trein afvol. Dis okay. Wat is die 3 goed wat 'n vrou nie wil hoor nie? Ek was reg. Dis die 3 goed wat 'n vrou wil hoor. Nee, ek was reg, nie jy was reg. Ek is altyd reg. So jy wil hoor jy Ek was is reg. altyd reg. Maar as ek sê ek was reg, Want ek is reg. dan maak dit dan is dit verby. Ons settle net op ek is altyd reg. So sy gaan slaap en ek gaan slaap nie kwaad nie. Okay, ja, so dit was my punt. So my punt is jy moet 'n plek in jou lewe bereik waar jy's nog nie reg. Ek is nog nie reg om met jou te praat vanaand nie. Want ek is nog te seer en ek is net nie gereed om met jou te praat nie, maar in my hart weet ek is nog lief vir jou en ek is van plan om dit môre met jou uit te sort. Ek gaan slaap nie met ek haat jou, ek is kwaad, ek wil niks van jou weet nie. Ek dink daai is wat daai skrif na verwys, maar ek praat onder korreksie. Ek dink dit vat maturity. Ja, dit vat maturity. Dit vat tyd. Ja. Ons is nou 9 baie argumente later. 19 jaar saam. So ons ken alles van mekaar. Ek sê altyd as ek met enigiemand deel en sê ek, kom ons sê iets gebeur in jou huwelik. Something happens. Life happens. Jy word nie môreoggend wakker en jy is nie meer lief vir daai persoon nie. Maar wat gebeur is jy begin dinge dink. En presies dit is ek nou vir jou dink. Ek sal altyd vir jou sê vir my presies wat gebeur het, dan hoef ek nie my eie assumptions te maak nie, want my assumptions en die waarheid. Ja. Want ons my waarheid, jou waarheid en die waarheid. Ja, ons is geneig om die ergste te dink. Om die ergste te dink. So daarom moet jy nie vir iemand jy moenie vir jou huweliksmaat, don't think for them. Moenie vir hulle dink nie, want jy gaan die ergste dink en 10/1 is dit nie so erg soos wat jy dink nie. Ja, en 9/10 maal dit. Maar die reël is nie moenie die reël is nie net moenie vir my dink nie. Die ding wat ek en jy lank terug vir mekaar gesê het, is moenie vir my dink nie, glo altyd die beste. Ja. So glo die beste. En dan want jy ken mos my hart. Want nie nee, maar dis wat ons mekaar sê. DJ, ek weet mos jy is lief vir my en ek weet jy's nie my vyand nie, ek weet jy's nie malicious nie. 10/1 is dit net omdat jy jouself was, dat jy my seer gemaak het, want jy het nie gefokus nie, jy het nie gedink nie. You weren't paying attention. I was in my nothing box. No, you was in your nothing box. You being a man cave. Toe ons daai 45 minute oor belangrike goed besel en 43 minute toe ek my nothing box en jy vra my vra en ek soos ja. Hoe weet jy? Jou man het nie geluister na wat jy volgesê het nie. Weet jy hoe weet ek? Wat het jy gesê? Sorry. Nee. Ek weet wanneer ek vir jou vra, wat het ek sopas vir jou gesê? Jy kyk so vir my vir so 'n oomblik. En dan rewind dit. Nee, dan maak jy so. Dan sê ek vir my letterlik die laaste 3 woorde wat ek vir jou gesê het. Dan weet ek jy het nie geluister nie. Maar die feit dat ek al laaste 3 woorde, dit is soos in my brein ingeprogram. Okay, so dis tip nommer 1. Moenie vir jou partner dink nie en glo altyd die beste. Wat's tip nommer 2? Ons het nou hier notas gemaak dat ons net ons nota hier uitkry. Tip nommer 2. Ja, hoe ons praat met mekaar. Ek sukkel met daai een. Ek sukkel en ek sal dit nou admit. Kyk, as ek kwaad is, omdat ek 'n emosionele mens is, sukkel ek baie met my emosies. Ek sukkel met dit. Laat die mense sien hoe lyk jou oë, né? Kyk daai mooi groen huiseloë vanaand, né? Maar as hy kwaad is, gaan die huisel weg. En it's pure love.
Blackness. Wat se kleur is liefde? Swart. Diep rooi. Okay. So, nee. Ek dink, ek sal dit vir jou praat mooi. Ja. Maar, ons besef nie altyd nie, ons is heated. Jy is 'n baie heated persoon. Ek ook, ons is albei heated. So ons moet onsself in check hou die hele tyd. Gisterand het ons nou by ongeluk, byvoorbeeld het ons nou 'n klein onder ons gehad en op 'n paar kere waar ek nou net hard praat en maar ek besef ek het jou seer gemaak. Ek is baie impressed dat jy soort van rustig gebly het. Jy was passive aggressive, maar ek I'll take it. Want dit is moeilik. Dit is moeilik om want jy het emosies en daai emosies kom uit. En om daai emosies net te onderdruk, voel soos 'n groot injustice. Hoekom moet ek my emosies onderdruk? Jy weet, maar dit is juist hoekom hulle praat van emotional intelligence. Is om te weet wat om te doen met die emosie wanneer hy opkom. Jy mag, ek sê altyd vir jou. Ek mag huil. Ek kan nie help hoe ek voel nie. Al wat ek kan doen is ek kan manage wat nou hierso besig is om te gebeur. Ek kan nie help jy het my ek voel nou kwaad. Nou, ek voel I've been done an injustice miskien, of ek voel embarrassed, of wat ook al my emosie is wat ek beleef. Ek kan nie die emosie wegvat wat ek beleef nie, maar daar is 'n verantwoordelikheid op elkeen van ons om daai emosie reg te bestuur. Ons kan nie 35 wees en 'n tantrum gooi soos 'n 5-jarige, want dis my emosie wat moet uitkom nie. En partykeer dan sê ons, ja, maar ek's maar net reël. Nee. Maar daai is absoluut. Vrug van die gees, sagmoedigheid. En training, jy moet oefen. En om obviously mekaar lief te hê en jy moet saggies praat. Al is jy vol emosie en jy is nou, ek love daai woorde as jy vir my sê ek's passive aggressive. Ja, maar ek wil net ek's lief vir jou en dan byt ek jou, jy weet dit. Ek wil net noem, partykeer kry ek dit reg met jou om 'n mate van beheer uit te oefen wat ek nie by ander mense reg kry nie. En dan partykeer by ander mense kry ek dit reg om daai beheer uit te oefen, maar ek kry dit nie by jou reg nie. Want die intensiteit van die emosie verskil partykeer. So by jou kan ek, soos ons nou gesê het, ek weet, ek ken jou. Jy weet, en ek ken jou hart. En so ek weet as jy iets doen, weet ek in my hart en jy was nou nie aspres of my so seer te gemaak het nie, né? Maar dan as jy kom by ander mense wie se hart jy nie ken nie en jy het nie daai verhouding nie, dan is dit partykeer vir my moeiliker om daai selfbeheersing uit te oefen in terme van soos om die beste te glo van daai persoon. En eintlik as jy Korintiërs gaan lees, dan sê dit die liefde glo alles. Die liefde bedek alles. En ons is eintlik geroep om so lief te hê wat die beste glo van mense. Ja, en dit laat ons partykeer foolish lyk. Dit laat ons naïef lyk partykeer en partykeer, meeste kere gaan ons verkeerd wees want mense is maar fallen beings. Maar ek dink nie dit moet verander dat ons die beste glo van mense nie. Ja, ek dink maar dit is moeilik. Ek dink partykeer dit hang af maar van 'n mens se mood, hoe jy ons lewe apparently het ons nou agtergekom. Ons het nou ek het in die week agtergekom ons is 4 jaar terug in lockdown gegaan hè. En vir die laaste 3,5 jaar kon almal lekker van die huis af werk en alles is so chilled en iewes skielik is ons in een of ander fly mode. Ons vlieg, daar's nie tyd nie. Die lewe is so gejaag, so jy jaag van een plek na 'n ander plek en dan kom jy by die huis en dan moet ons gou eet en ons moet gou dit doen, ons moet gou 'n movie kyk. Nou ek kan alles vinnig doen, maar nie 'n movie vinnig kyk nie. So you need to chill. En die probleem is nou is jy's heeltyd gestres en as jy nie daarmee deel nie, dan kom dit uit op 'n slegte plek. Ek sal baie keer, ek weet nie hoe dit werk nie. Ek sal in die stort staan en besig om my tande te borsel en dan dink ek, ek het Nadia het lanklaas gefight. En dan klim ek uit die stort uit en droog af en dan 3 minute later dan fight ons. Dit is altyd.
Dan sê jy altyd vir my, ek het net nou gedink ons het lank ons beklei. So jy moet al weet as jy daai gedagte kry, daar's dan sê ek dadelik vir jou, moet jy gaan ruim. Ek gaan gou winkel toe. Ek is in 'n uur terug. So dis tip nommer 2 is praat mooi. Praat mooi. Absoluut. Maak nie saak hoe jy voel nie. En dit is hoekom DJ ons gesê het dit is belangrik dat ons partykeer maar net gaan slaap. Because as jy op 'n punt is waar jy nie meer kan mooi praat. Ja, sy sê vir mekaar. Ek's lief vir jou. Ja. Kan nie nou Like verder jy nie nou nie. En jy slaap nie op die bank en jy slaap in die kamer nie. Jy slaap in dieselfde Dit bed. het al gebeur. Ja, Dit is nooit lekker nie. nee, dit is nie, maar nou lê jy in die bed en Dan word jy wakker in jou bed leeg. Ja, en nou is jy in 'n raakie kwaad daaroor. En daar's al allerlei goeters wat gebeur. Ja. Want gewoonlik fight ek en jy oor spices en dan maar Niemand gaan verstaan wat jy sê nie. ja, so ek en sy fight oor iets stupids, maar dan haal sy iets wat 9 jaar terug gebeur het uit en Dis nooit die geval nie. Ek onthou nie eers jy is die een wat ou goeie opbring. Is Jy onthou ons het altyd gepraat. maar as dit nie meer nie. Oor lysies. Ja, maar ek kan dit nie nou meer doen nie want Maar jy jy het dit nou want jy kan nie opgebring. eers gister onthou nie. Wat het jy gisteroggend gegee vir breakfast? So. Tip nommer 2 is praat mooi. Oei. My brein. Ag, Liefde nee, bedek alles. Ja, praat mooi. Praat mooi. As jy nie kan mooi praat nie, Praat sag. moenie nou praat nie. Moenie nou praat. Maar sê, Weet jy wat? Daai is 'n belangrike ding. Ek het 'n harde stem en ek het 'n baie emosioneel gedrewe stem. So my stem dra emosie. En so ek het al geleer as ek sagter wil oorkom, nee, en dis nou nie net in 'n argument nie, maar in general in die lewe, né? Het ek geleer dat praat stadiger en sagter. ek ervaar die Heilige Gees het my gesê ek moet nou op hierdie oomblik net niks sê nie. Ek is baie lief vir jou stem. So, ja. Soms moet jy stil bly Soos nou. en met luister. Soos dit was eintlik die waar jy nie moes gepraat het nie. Ja, nee, ek besef En dan dit met nou. jou. Ons gaan nou fight. Dit vir ons. Okay, tip nommer 3. Wat is tip nommer 3? Tip nommer 3. Kom ons kyk net na ons notas, né? Want julle, dit is moeilik om alles te onthou. Mens maak notas en dan gaan kyk jy. O ja. Wat 'n belangrike punt. Julle doen dit wat regtig vir jou maat saak maak. Doen dit wat regtig vir jou maat saak maak. Ek sê altyd vir DJ, jy doen baie dinge. Hy doen genuine baie. Ek onthou toe ons kinders nog in die skool was, want ons homeschool nou. Dis nie dat ons so oud is en ons kinders is al klaar met skool of iets nie. Alles nog ons homeschool. Maar as ons skool gehad het, dan het jy kospakkies gemaak. So hy het vroeg opgestaan in die oggend en dan maak hy die lunchboxes. En hy het altyd aandete gemaak. En middagete. Mens skool goed gewas. En klere gewas. En ek gestryk. Jy jok. Jy sê dan het baie dinge gedoen. Maar okay, hy het baie dinge gedoen. En dit is waardevolle dinge. Like, dis necessary in the moment. Nee, ons het dit hou ons operasioneel. Maar dan sal ek kom en sê, ag skat, my voete is seer. Sal jy my voete vryf? Nou daai is nou 'n ding in ons huwelik, nee. Ons praat oor. Sy seer voete en gee ek haar voltaan. Hoekom te kom vryf? Verstaan die probleem. Ek sou sê ek het seer en sê ag kan ek vir jou wat saai spierverslapper gee? Nee. So 'n belangrike ding is gee vir jou partner, jou huweliksmaat, dit wat hulle werklik nodig wil hê. En ons preaching to the choir hier, want die tips wat ons vir julle sê is nie asof ons dink ons het elke keer elke dag alles onder die knie nie. Maar hierdie is die 3 goed wat in ons huwelik, ons het gaan dink daaroor en dis die 3 goed in ons huwelik wat 'n groot verskil gemaak het. En ja, soms faal ons daarin. Jy weet ek sit tans met seer voete. Soms val ons daarin. As ek net wil hê jy met my rug saagie skielie. En ek weet nie hoe om te kielie nie. Ek weet nie hoe om te vryf nie. Ja. Okay. In elk geval, jy hou aan om my te interrupt en dan verloor ek my train of thought. So. Dis die belangrike ding. Ek het nou 'n bietjie vergeet waarmee ek besig was om te sê, maar ek dink net dit is die belangrike ding is dat
Jy gee vir jou partner dit wat hulle werklik nodig het. Dit is dalk nice dat hy kos maak. Dus nou, jy weet, hy maak nie meer altyd kos nie. Ek help nou ook, want ons hele situasie het verander. Ons het nie meer iemand wat regtig in die huis help nie. Ons het nie, jy werk voltyds, ek werk nie. So I've stepped up a lot. En ons hele situasie het bietjie verander. Die kinders, they've stepped up. So ons almal het nou ons rol en ons funksie. Ons het net selfies gekry. Maar ek kan nie sê ek doen, sê nou maar ek was goed en ek maak jou kos en nou moet jy happy wees nie. Want ja, hoewel ek dit doen, must be done. Ja, dit hou ons net operasioneel. Dis nie iets wat ek vir jou as my huweliksmaat. Ja, nee. Dit is 'n ding. Is nie deel van jou liefdestaal. Ja, ons moet dit besef. Of jou behoeftes. As jy kos maak, daar's nou 'n verskil as ek nou die kinders wegstuur en ek maak 'n romantiese 2-minute noodles vir jou met kaas gerasper. Love it. Maar ek meen, om kos te maak, doen ek dit nie vir jou nie. Ons almal moet doen dit, ja, vir die huis. En as die was goed was of skore goed was, ons doen dit maar want dit moet gedoen word. Maar ek meen as daar iets kleins is soos weet wat daai persoon se love language is, soos my vrou se is physical touch. En words of affirmation. Sy love it. Wat is myne? Gifts. En physical touch. Sal nou as jy vir my 'n geskenkie gekoop. Ek werk nie, ek het nie geld nie. My vrou het gister vir haarself perfume gekoop en nie vir my nie. R150 perfume. Nee, ek kon nie een gevat het, net iets kleins. Okay, wow, dis jammer. Ja. So leer ons uit ons foute uit, maar ek het 'n laaste tip, DJ, soos ons nou hierdie gesprekkie land. Ja, kom ons land op. Nou, ons het nou nie op die notas geskryf nie, maar ek het nou net daaraan gedink. Nee, wat is fout met my brein? He's wandering. Vertel ons net Esther terwyl ek dink aan wat dit is. Weet jy wat was dit? Wat ek aan gedink het. Sê wat jou behoefte is. So ons praat nou so oor doen wat jou huweliksmaat werklik nodig het. Maar jy kan dit ook net doen as die persoon vir jou hulle behoeftes gee. En ek dink, as ek terugdink en nog steeds aan ons situasie dink, weet ons huwelik, ons lewe saam, is dit so belangrik om op te let dat daar's baie kere wat ons dinge verwag van ons huweliksmaat, wat hulle nie weet ons verwag van hulle nie. Maar ek verwag dit secretly. En as jy dit nie nakom nie, dan hou ek jou verantwoordelik, want jy het dit nou nie nagekom nie. So jy gee nie om oor my behoeftes nie, jy sien my nie raak nie, jy worry nie hoe ek voel nie, en dan kom al daai, jy nie in. Maar eintlik, jy gaan nou jou beurt kry, nee, om net sê, eintlik is die verantwoordelik myne, om te sê, DJ, hierdie is my behoefte. En dis iets wat ek en jy geleer het aan om te doen. Weet jy wat besef ek nou? Mense se liefdestale verander. Ja. So jy kan nie verwag om te dink as jou vrou se liefdestaal die ontmoet het was words of affirmation en gifts en physical touch. En dan bly dit vir 30 jaar dieselfde ding nie. Ja. Weet jy dit besef ek nou, want nou sê jy vir my myne is gifts. But I don't like gifts. I did. But you do like physical touch. Maar jy het nooit physical touch gelike nie. Ja. Ek ook nie. Maar ek soek nou ook words of affirmation en ek soek ook physical touch. As ons nie saam Jy kan ook my rug bietjie vryf. Jy sien? Ja. Dis hoekom is hierdie gesprekke met My voete is nou so seer. Ek weet nie hoe gaan ek loop tot in die kamer nie. Maar ja, so ek glo as hierdie vir julle iets beteken, asseblief share it en like it. Maar laat ons net recap voordat jy omland. So dis nou jou vier huwelikstips, né? Eerste ene wees, moenie vir jou partner dink nie, né? En glo die beste van daai persoon, né? Moenie vir jou partner dink nie, glo die beste. Nommer 2 is, as jy praat mooi. As jy nie mooi kan praat nie, moenie nou praat nie. Maar sê vir jou partner, ek kan nie nou met jou praat nie. Baie belangrik. Moenie net silent treatment En onthou jy wat het ons ook gesê? Ons het begin met sê net jy kan nie nou met my praat nie, maar dan raak dit soos 1 uur, 2 ure ja, maar, en dan want ons het altyd gesê kom ons gee my 15 minute. Nee, en as ons kwaad is, ons gee my 3 dae. Ja. Maar ek bedoel dit is die punt wat ek probeer maak is om te sê
ons het gegaan van, ek kan nie nou praat nie, na, okay, ek kan nie nou praat nie vir 'n halfuur. Gee my 'n halfuur. Want om daai ding nie 'n tyd op te sit nie. Los die ander persoon eintlik, you leave them hanging. Nou, en ja, hulle weet nie wat aangaan nie. Daai pot kook. Ja, verskriklik, né? Ja, Dit is 'n kaldbron. Hy klink soos 'n vrytrein. So ja, as jy nie nou kan praat nie, as jy nie mooi kan praat nou nie, moenie nou praat nie. En as jy nie nou kan praat nie, sê vir hoe lank. Nou. Jy 'n breek nodig het, 'n uur. En miskien partykeer afhangende van hoe erg dit is, het mens dalk 'n dag nodig. 'n dag nodig, maar sê dan vir daai persoon, sê vir jou man, hoorie, my skat, of DJ, want ek is nou kwaad vir hom, nê? Hoorie so, luister, ek kan nie nou met jou praat nie. Ek is regtig ontsteld. Gee my net 'n kans. Ek gaan na jou toe kom wanneer ek reg is om te praat. Either vanaand of môre, maar ek kan nie nou nie meer deel nie. So die persoon weet darm wat volgende gaan gebeur. Hulle staan nie net rond en wonder waar staan hulle nou met jou nie. En voel onseker. Ek wonder gewoonlik nie. Ek weet jy's kwaad en dan dryf ek my net in die huis rond. Maar ek is een van daai, ek sukkel, ek kan nie dalk nou praat nie, maar ek kan dit ook nie vir te lank los nie. En jy moes dit nou al geleer het van my is, want jy kan dit nogals los en dan aangaan. Jy los dit en dan skielik gaan jy net aan asof daar niks gebeur het en dan is ek soos oor die mens oor gepraat het. Op partykeer wil ek dit dadelik uitsort. Of dadelik uitsort, ja. En jy kan dit nie handle nie. Ek wil net voel, want my brein gaan na die ergste. En my brein dink ek jy's besig, ons het nou gefight oor, ek het nie die botter van die vloer af opgetel, toe dit nou geval het, ons eiers gebak het nie, en dit lê nou al daar, en nou kom jy in die kombuis en jy is nou ewe skielik baie kwaad vir my. So nou dink ek, dit is belangrik om seker te maak. Jy dink sommer dadelik ek gaan jou los. Ja, ek dink jy gaan nou kamer toe, jy is besig om jou goed te pak, en jy gaan nou ry. So en nou ek wil nou net kamer toe gaan en vir jou sê, ek is jammer, en ek wil jou goed begin uitpak, en jy het nog nie eens 'n tas gekry nie, en ek verstaan dit nie. Ja. Okay, so tip nommer 3, doen die dinge wat saak maak vir jou huweliksmaat. Doen die dinge wat saak maak vir jou. Wel, die dinge wat saak maak vir jou huweliksmaat. Dit is om hulle voete te vryf of hulle rug te kielie of vir haar 'n bad te tap of sy hempie vir hom uithaal vir die oggend wat hy hou daarvan as jy sy hempie en sy das vir hom uithaal. Wat ook al, sy gymsak pak. Wat ook al dit is wat vir jou partner meaningful is, doen daai ding. Want die ander goed wat ons almal maar doen rondom die huis is maar vir die huis. Dis nie noodwendig tot voordeel van jou partner se behoefte nie, maar daai ouetjie, daai tip, rus op die fondasie van jy moet sê. Jy moet seker maak jy sê wat jou behoefte is vir jou huweliksmaat. Jy kan nie jou huweliksmaat verantwoordelik hou dat hulle nie 'n behoefte nakom waarvan hulle nie weet nie. Ek dink dis baie belangrik. Ek sê altyd vir jou, want byvoorbeeld as ons na 'n braai toe gaan en dan my behoefte is nie dat jy vir my moet skep nie. Ja. Want ek eet nie sekere goed nie. So jy skep nie vir my, dan is almal vir my, hoekom skep jy nie vir my kos nie, want dit is nie my behoefte nie. Ja, almal se verwagting is dat ek vir jou moet skep, snaaks genoeg, né? Ja, dan is dit my behoefte nie. Ek wil my eie kos skep. Ja. So hy wou verlang sy eie kos maak ook, so dis ook hoekom ek nie kos gemaak het. Maar ek dink dit is belangrik, kommunikeer. Ons het dit verlang nie geweet en dan verstaan jy nie hoekom is ek kwaad, omdat jy vir my kos inskep nie. En jou behoefte is dat ek vir jou moet inskep. Jy hou daarvan. Maar ek weet wat jy hou van. So. Dit is baie belangrik. Hy skep al die lekker kosse. Ja. Okay, maar goed, nou ja. Nou, as hierdie podcast vir jou iets beteken het, deel hom met iemand. Bless hulle met hom, like hom, share hom, en dan asseblief, doen ons 'n guns en subscribe op ons YouTube channel. Dit help ons ook om te groei en dat YouTube ons content op 'n stadium ook sal begin promote. Ja, en dan gesels ons weer met jou. Cheers julle. Bye. Bye.